Bok Radio. Ook op Bok TV. Weet jy wat, as jy in die verlede in kyk, veral in Afrikaanse musiek, dan gaan jy groot name aan dink. As ek moet dink waar Afrikaanse musiek begin, dan is my gas vandag in die ateljee een van die grootes. Ek wil net sê, baie welkom en dit is 'n eer en dankie dat jy hier is, Sonja Harold. Ek is so bly jy sê nie ouma Sonja nie. Ek sal nie sê ouma nie, ek beloof. Nie net omdat my eie ouma sal jaloers raak en 'n bietjie kwaai vir my raak. Die volgende keer is my beskuit nie so lekker as ek vir haar kuier nie, maar eintlik ook maar net omdat ek het nou geleer. En ek het eintlik van die lig af, ek het vir julle gesê vroeër, ek is geskeer want hoe ek groot gemaak is, wil vir my sê vir haar tannie. En maar ook soos sy nou vir ons genoem het, jy het gesê in die vermaakbedryf, het iemand vir jou gesê in die 70's, daar's nie ooms en tannies. Nee, en die speelvlak is gelyk as jy uit die skool uitkom. As hy uit die skool uitkom aan sy gelyk. Ek moet sê, dit sal vreemd vir my voel as die jong kunstenaars van vandag hier moet sit voor my en hulle moet vir my oom sê, dis 'n bietjie. Ek is so bly jy sê dit. Dit sal vreemd voel. Ek het nou die aand hierso toe ek hier gewerk hierso by 'n show en toe kom 'n klomp jongerige mans vir my in my oë kom toe en hulle moet nou net vir die bil ry by 'n show nou en hulle sê een sê oom, wat moet ek doen? En ek was amper soos moenie my oom noem nie. Ek kry kortsluiting in jou kop. Maar Sonja, dit is baie goed om jou hier so te hê. Dankie. En ja, jy's besig, jy's doenig en jou musiek is weer op die liggolwe. En ek praat nie net van jou ouer musiek nie, wel in 'n vorm jou ouer musiek. Maar voor ons daarby uitkom, kan ek net een dingetjie vra. Ons gaan vandag praat oor Harlekyn, maar ek het 'n vraag en as daar nie 'n antwoord is nie, dis fyn. Nee. Jy kan ook een opmaak. Okay. Hoekom het die Harlekyn wyn nodig? Dis sy lag en sy traan en sy pyn. Ek het altyd gewonder, weet jy wat, 'n hele paar jaar terug en dis een van my gunsteling Afrikaanse liedjies en ek sê dit nie omdat jy nou voor my sit nie, maar ek het al hoeveel keer vir mense gesê, as jy luister na Harlekyn, en ek bedoel, wat se jaar het hy uitgekom? 79. 79, nou, dis voor my tyd. 45 jaar nou. Ek was 85 gebore, so dis voor my tyd. So 79, die lied kom uit, as ek nou na hom luister, en ek doen nog, hy is nog op van my speellyste, as ek hom nou luister, daar's iets in daai lied, wat vir my baie modern klink, in die ritme, en die beat, hoe hy speel en alles, en ek het 3 of 4 jaar gelede, by my vorige radiostasie waar ek was, toe gaan ek op sosiale media, en ek gaan nie sê wie nie, en daar's 'n jong Suid-Afrikaanse kunstenaar, 'n dame, een van die baie bekendes wat ons op die oomblik gewild is, en ek stuur toe vir haar boodskap, en ek sê, weet jy wat, ek wil net vir jou noem, of jy die boodskap kry of nie, miskien moet jy Harlekyn doen, oordoen, met 'n bietjie moderne touch, want die song, hy's oop vir dit, hy's oop vir 'n moderne feel, en ek het nog nooit niks terug gehoor nie. Ag jene. Maar weet jy wat, dis her loss, soos hulle sê in Engels, want iemand het toe die ding gegryp. Vertel my wie het hom gegryp. Wel, kom ek sê net gou vir jou, in 1979, nou wil jy sê jou Harlekyn het iets vars in hom. In 1979 toe ek hom opneem en ek na die radiostasie toe gaan in Johannesburg, dit was Radio Hoëveld. Toe was dit was te progressief vir hulle om Harlekyn toe te speel, want dit was te woes in daai tyd. Te woes. En ja, en die mense het net gedink, nee, maar hierdie lied gaan nie nou werk met Sonja Harold nie. En jy noem wyn in dit, hoe durf jy? Ja. Alcohol, kan jy nou? En so daai liedjie het toe, ek dink met die fliek sing vir die Harlekyn wat ek gedoen het daai jare, het dit verteerbaar geword vir die mense. En ja, en Harlekyn is een van die liedjies wat almal die hele tyd wil hoor as ek optree. Ja. Maar jy wil weet wie het hom gegryp. Yes. Wel, kom ek sê gou vir jou die agtergrond. Jy wil nou weet van die remix, né? Ja. Wie het nou die potensiaal gesien wat ek gesien het, maar hulle het nou meer talent as ek. Want ek gaan hom nie sing nie. Wel kyk, Universal het nou al my vorige materiaal van die 70's. Ek wil nou nie sê die ou albums nie, ek wil sê die tydlose albums. Ja. Het hulle gevat en hulle dit reg gekry, daar's mos nou nuwe goeders wat jy alles moet reg kry in die digitale era. En al die albums nou digitaal beskikbaar gemaak. So al my vorige albums kan jy daar hoor. Is op die Spotify en die goeders. Mis jy CD's?
ek doen. Ek vra net vir jou. Ja, want dis iets wat jy kan vashou, dis iets tasbaar wat jy by 'n vertoning vir iemand kan opteken. En jou album het 'n storie vertel. Jy snitte, jy het ja. miskien 10 snitte gehad en so het jy die storie vertel. Ja. En ek mis die dae van waar ek na 'n vertoning toe gaan en dan gaan ek saam met die kunstenaar miskien na die tyd. Ja. Dan sê hulle kom gou saam en dan maak hulle die kattebak oop en dan staan series. Ja. Dan kry ek so twee. Nou is daar nie meer nie. Nou is daar nie meer nie. Nee, nou is daar nie meer nie. Ja, dit is en dit was 'n bietjie van 'n inkomste ook vir ons as kunstenaars. Baie. Maar om dit nou te vier, hierdie digitale era, het Universal Harlequin gevat met my stem en hulle het dit net geremix. En toe stuur hulle dit vir my, sê hulle hou hier daarvan, sê ek, ja, nee, maar wil julle dit nie bietjie woester maak? Het jy regtig so gesê? Toe sê hulle, Toe het hulle? nee, hulle moet die nostalgie bou. En want Chris van Sensasie het moes nou net voor Harlequin het hy twee liedjies van Annelie van Rooyen het hulle ook geremix. Wat baie goed gedoen het. Yes. En toe het hy gesê, kyk nie, hy weet hy moet nie te ver gaan nie, hy moet mooi die balans in die middel hou. So dis waar die remix vandaan gekom het en ek dink dis fantasties. Dit het so 'n positiewe energie en dit blaas 'n bietjie positiewe energie in die wêreld in wat deesdae dit nodig het. En so jy sê die eerste keer jy hom geluister het, ek sou gelief het om jou gesig te sien toe jy die eerste keer speel. Nee, ek het gesê, wow, maar miskien moet hulle 'n bietjie push, want ek was nog altyd boundaries push. Jy weet, met Reconstructing Alice het ek dit gedoen, maar ek berus by die mense wat weet. Ja. En Chris, jy weet, hy het goeie ore en hy weet wat hy doen, Chris Sensasie. Chris Sensasie. Dis hoekom dit nou 'n sensasie remix. Ja, ek het nie geweet dis sy van nie. Dis as dit sy van company. is. Dis sy company, Chris Sensasie. Dis sy besigheid. Sonja, goed om jy nog steeds hier te teks. Bly nog nie weggehardloop nie, sy's dit lekker en drink 'n koffietjie hier so saam met ons in die ateljee. En Sonja, ek moet vra, ek nou voor die onderhoud het ek 'n bietjie op die internet geklim en het rondgekrap. Te kyk wat het jy onlangs gedoen, wat gesê word. En dis sien ek die omslag, die albumcover van jou Harlequin album, dink ek was dit gewees. Ja. En net hoe klein en fyn en kleurvol, jy het so Harlequin tipe outfit aan. Onthou jy die foto? Jy kan ons seker in jou Ja, maar jy lyk mos vir jouself nooit mooi nie. Ek dink ja, ons is maar so gedink is, maar ek sien die foto en jy sit so amper met jou bene gekruis, maar met jou voete sit jy mekaar en jy sit hier so. En ek wonder altyd vir myself, as ek na ou foto's van myself kyk, waar ek helfte van die mense wat ek nou is, dan dink ek vir myself, wie is die ou? Maar hoe oud was jy daar? 18, 19? Ai. Nee, jy lyk jonk. Toe was ek, 1974 was ek 23. Okay, ja, dit kan ek nog dink. So daai is 79. So dit is nog 4 jaar aan. Maar jy lyk verskriklik jonk. As ek het die cover gesien, dis ek sê en die wat jy so sit, maar dis 'n vroue ding. Ek onthou op skool altyd, want ek altyd gesê, ja, julle girls, want julle sit so met julle bene gekruis en geknoop. Lekker flexible, né? Ja, nee, ons mans kan maar nou ons nie sukkel doen nie. mense klein. 'n Klein bietjie. Maar ek het gelees eers jy het op 'n Pilates gedoen. Ja, nee, ek doen dit Nog nog steeds. steeds. Ja, jy moet, if you don't use it, you lose You it. lose it, ja. Ek het al gedink aan om yoga te doen, maar ek is Ja, dis amazing. maar ek is bang. Nee. Daarvoor. Dis fantasties. My man doen dit. Ek het dit gedoen, maar dit is nie lekker vir my rug nie. So Pilates is beter as jy 'n bietjie jou core moet versterk vir jou rug. Ja. Ja, Ek dink ek sal Pilates sal lekker wees vir jou. Ek dink ek sal Pilates moet doen. Ek het net 'n gly met Pilates wat laat my dink aan Pilates van die Bybel en ek hou 'n grudge teen iemand. So ek bly maar weg daar. Enige oefening is maar 'n sonde vir my. Nee, dink aan ballet as jy aan Pilates dink, want dis 'n balletdanser wat dit ontwikkel het. Hoe is dit? Ja. Ek het altyd gewonder hoekom noem hulle dit Pilates. Dit is vir my so vreemd dat dit nou gebeur het. Maar ons praat hierso met Sonja Herald in die ateljee want sy het jou sensasie remix van Harlequin wat uit is. En ek het opgelees dat jy is die eerste kunstenaar wat gevra is om Nederland toe te gaan. Was dit? Ja, in 1977 is ek genooi om op Hollandse televisie op te tree. Ek sal dit nooit vergeet nie, dit was baie spesiaal. Ons was 'n klomp kunstenaars oor die wêreld wat genooi was om hierdie Pierre Cardin se liedjie te sing daar in Holland op die televisie. En ek het dit in Afrikaans gedoen, sy liedjie.
Wat is die liedjie se naam? Mooi Griekeland. Mooi Griekeland. Mooi Griekeland. Onthou. Ja. Baie Zorba tipe klank. Ja. Ja, so en toe van daar af toe ek in dit het 'n deur oop vir my gemaak om België toe te gaan en ek het oor Ammergau opgeneem in Duits en in Hollands en dit was op die Trevesparade daar in Holland. Maar toe het my bemarker aan daai kant gesneuwel. Toe kon ek dit nou nie verder opneem nie of pursue nie. Maar jy noem deure oopmaak, as jy die eerste ene was, dis nou 'n mark wat oop is vir Afrikaans. Ja. Op die oomblik, ja. Ek weet jy wil nie, al die kunstenaars, ek kan 'n hele lys noem wat na Holland toe gaan vir feeste, vir shows, die Jack Sparrows, die polisiekarre. Ja, maar die probleem is, ek is nou nie meer jonk nie. Die jong mense kan dit makliker reg kry. Ek dink ouer mense, daar is mos nou so 'n ding soos ageism. Dit is nou maar net so. Wat stupid is. Ja. Jy kry nie dit in die ooste nie, maar in die weste kry jy dit. Ek het nou weer sizeism, jy weet. Dis nou weer dis ook net so stupid. Dis ek kan nie vlieg nie want ek sit so styf teen die mense langs my dat as die girl is en ons klim af en wil sy my ouers ontmoet. So dit is fyn. Ek stel my nie belang nie. Maar ageism is 'n ding. Hou dit om ding. Ja, nee, dit is. So maar jy weet wat, I just go with the flow. As die goeders na my kant toe kom, soos Harlekin wat dit is vir my net wonderlik, dit word so positief ontvang. En om te sê, daai liedjie is 45 jaar oud, en hy word nog steeds positief ontvang, dan is dit nogal 'n feather in Anton Goosen en in my cap. En die ding is, weet jy wat nee, jy kan Afrikaanse musiek wat gespeel word, en mense speel hom omdat hy oud is, en nie omdat hy goed is nie, en wat nostalgies is, en dan kry jy 'n sang wat gespeel word omdat hy goed is nog. Ja. En soos ek gesê het, joune klink nog modern, hy daai ritme, daai beat, en dis hoekom ek hom gesê het, yes, iemand moet hom remix, want hy is daar, jy kan hom net 'n bietjie spice gee. Maar daar's ander liedjies wat net so mooi soos die Trein na Matjiesfontein kan net so nice geremix word. Ek dink jy moet praat na. Nee, ek het al my eiertjies gelê daar. Ek dink ek verlang na jou deur die antwoord. Ek speel. Maar dit kan gebeur. Dis 'n idee. Dit sal 'n bietjie van 'n weird ene wees. Ja. Sonja, ek dink ons moet luister na jou lied en dan kom ons terug. Okay. Na Chris Sensasie se remix. Is nou nie Afrikaans vir remix nie, Skommeling. Ag nee, dit is nie. Ja, ons hou maar weer remix. Ja, daar's sekere goed wat maar net werk in Engels en ek kan nog steeds nie toep sê nie, ek moet sê app. Ja, maar daar's mens so 'n ding soos mengels. Ja. Dit werk hier en daar, né? Praat van mengels, as ons praat van daai groen app op die fone wat almal gebruik om met te chat, sê jy daar op WhatsApp en nie WhatsApp nie? Ek sê WhatsApp. WhatsApp. Ja. Ek het ouer mense in my lewe wat dit nog steeds sê. Ek gaan nie sê wie nie, maar hulle sê WhatsApp. En hier sit ek, die hele lied speel en nie een persoon het vir my wyn gebring nie. Ag jene. As ek nou geweet het dat ek 'n botteltjie wyn vir jou saamgebring. Dis 'n fantastiese. Ja, maar nie almal drink altyd wyn nie. Maar wat ek vir jou wil sê, is die mense sê altyd as hulle Harlekin hoor, dat hulle onthou waar hulle was. En dit bring wonderlike herinneringe terug. Dit is die ding met musiek. Ek sê altyd vir mense, musiek is die goedkoopste manier van reis. Ja. Vat jy terug in tyd, vat jy na 'n goeie of 'n slegte plek, dit maak nie saak. En weet jy wat is omtrent verniet. Nee, dit is en dan voel hulle goed en hulle voel net, ag, ek tree op by die boer en meisie kom na die tyd en sy het haar ouers gebring en sy sê vir my, Sonja, my ma en pa was weer jonk geweest. Nou as jy seker goed hoor, jy weet, dan is dit net baie spesiaal. Ek love it. En dis hoekom as ek vir my ouma hulle kuier, dan sal ek die ou musiek speel. Ek was nou 2 weke terug in Ooskaap gewees, bietjie saam met die familie, ouma en oupa bietjie gebraai, en dan gooi die ou musiek. Hoekom? Dis want as ek die nuwe musiek speel, dan sê hulle niks nie, of hulle sê wat se gemors is die. En as ek die ou Afrikaanse musiek speel, dan maar, dis nog mooi. Maar jy sien, die ou musiek het 'n storie, dit het 'n melodie. En daar's vir my, ek sê nie, ek praat nie oor die algemeen, dat die ou musiek het daar's inhoud. Ja. En daai inhoud vertel 'n storie en dit vat mense terug. En ek dink, kyk 'n bietjie na die 70s oor die wêreld, in die 70s en die 80s, met die Bee Gees en ABBA. Die ouer musiek is altyd die klassiek. Daai goeters, jy weet, dis tydloos. Ja.
So ja, ek is bly ek kan deel wees van die tydlose era. Nee, kyk nie jou as ek dink as enigiemand dink aan legendariese Afrikaanse kunstenaars, is jy in daai lysie. Jy's in die eerste 3 name wat genoem word. Dis wie dit is. Sing jy nog enigstens vandag? Ja. Vir mense ook en vir plekke? Ja nee, ek leef nog maar van my musiek en ek is dankbaar daaroor. So ons doen ek sal gou 3 goeders noem wat ek eintlik doen. Ek doen 'n tydlose optrede soos wat ek by die boer gedoen het, waar ek al die musiek van die 70's sing en dit wat ek mee groot geword het in die 60's, Elvis se goed. Evergreen songs. Ja. En dan kan ek sien wat doen dit vir die mense en hoe laat dit hulle lekker voel vandag. Ja. En dan doen ek 'n musiekmotiveringsprogram wat ek my storie en my lewe, dit wat ek geleer het, deel met vroue en mans. So dis 'n musiekmotiveringsprogram, Parels wat ek doen. En dan doen ek 'n kinderprogram omdat ek 'n juffrou was. Sonja en Chokker. So Chokker is die ster en ek is die juffrou wat vir Chokker reg help op die verhoog. Ons gaan na grondslagfases van skole toe en dan doen ons 'n opvoedkundige teaterprogram vir die kindertjies. En dit hou my aan die gang en my jong want ek is nie ouma nie. So ek speel maar met die kleintjies, ander kleintjies. Is jy nie ouma nie? Nog nie, okay. Nee. Hoeveel kinders het jy? 4. Maar ek dink hulle dink baie mooi oor alles in die lewe. Dalk dink hulle te mooi, maar wat nie te sleg is nie. Dis nie te sleg nie. Beteken jy het hulle goed groot gemaak. jy en man lief. Hoop so. Sonja, dit is 'n absolute plesier gewees. Ek wil nie totsiens sê nie, maar ek weet al my stasiebestuurder gaan later sê vir my 'n bietjie. Kry nou klaar. Vingerwys op die horlosie en wys kry nou klaar. Sonja, dit is 'n plesier gewees. Ek hoop om jou te sien. Ek was nog nooit by 'n show gewees nie van jou nie. Jy gaan dit baie geniet as jy kom. Ek kan jou beloof. Ek weet ek gaan dit geniet. En dan sal ek op my foon gaan en video vir my ouma stuur en dan gaan sy baie jaloers wees. Ek gaan so maak. Mag ek net iets sê? Ek wil net vir al die mense wat nou luister in die Kaap, veral in die Kaap, maar net sê baie dankie dat julle julle harte oopgemaak het vir my, want volgende jaar is ek 50 jaar in die musiekbedryf, kan jy dit glo? Ek wou gevra het, is dit nie al 50 jaar? Ja, volgende jaar. So ek dink aan om iets te doen, iets groots te doen. En ek wil net sê dankie dat julle my ontvang het, want as die mense nie hulle harte en hulle beursies en hulle self my oopgemaak het nie, en vir my musiek nie, dan sou ek nie hier met jou kon gesels nie. So baie dankie. As jou musiek nie so goed was as wat dit was, nie net ons nie. Jy is 'n fantastiese dankie, kunstenaar. En dankie vir alles. Jy moet 'n lieflike dag verder hê. En soos ek sê, nou kan ek dit op my emmerlysie tik. Ek het met Sonja gesels. Afrikaners is plesierig en ons ook. Bok Radio ook op Bok TV.